Ek persoonlik, dit is nou my opinie, ek praat nou nie jy die Bybel uit of enigiets, ek persoonlik hou nie daarvan nie, omrede dit wat ek nou gesê het is, as ek wil nie iets doen, wat gaan veroorsaak, dat ek eendag nie een persoon kan bereik nie. Terwyl ek hier op aarde is, wil ek soveel mense kan bereik, as wat ek kan, om te doen waarvoor God my geroep het, om uit te gaan, en die evangelie te gaan verkondig. En hoe moet ek eendag voor God kan gaan staan, en dan moet ek nou gaan verduidelik, ek kan mense se lewens nie gered het, omdat ek selfgesentreerd was, en ek iets wou gehad het, omdat dit vir my mooi was. Nee. Absoluut, ja. Want ek persoonlik, nou, ek het tattoos, nee. Ek het hier so tattoos, ek het hier so tattoos, en ek het dit gekry toe ek 'n tiener was, ek wou net rebels wees teenoor die onderwysers en almal, en ek wou net 'n reaksie kry uit hulle uit, en ek het besluit, weet jy wat, kom ek kry tattoos, en ek het dit gekry voordat ek tot bekering gekom het, en ek sê nie dat tattoos is 'n sonde en is platant verkeerd, daar is, weer eens soos ons gepraat het, ek dink ons het daai so te sê uitgesorteer, maar God het vir my 'n openbaring gegee, die Heilige Gees het aan my openbaar, dat dit is verkeerd, want die tattoos wat ek het is absoluut heeltemal verkeerd, want dit is nie tot eer van God of enige iets naby dit nie. So die Heilige Gees het aan my openbaar dat hoorie daai is platant verkeerd. En ongelukkig, soos die pastoor gesê het, nou kan ek nie by sekere mense uitkom nie. Sekere kere gaan ek uit na 'n plek toe, en dan is daar 'n ou oomie of iemand, dan sê hy, wat's hierdie op jou arm? En dan sê ek, dis tattoos oom. En dan nog voordat ek enigiets kon sê of enigiets verduidelik, dan en dan loop die oom weg. So as gevolg van my slegte keuses wat ek gemaak het, nog voordat ek geweet het, ek het geweet is verkeerd, maar nog voordat ek die impak verstaan het dit alles vir my vernietig, vir moontlike verkondiging van die evangelie. So ek dink as jy 'n tattoo wil kry, moet jy baie versigtig wees, want in my opinie, soos die pastoor gesê, meeste van die tyd is dit ongelukkig vir jouself.